Come thou fount of every blessing, tune my heart to sing thy grace. Goeiemôre groot en almagtige Here. Baie dankie vir nog 'n week wat ons hier kan bymekaar kom. Dankie vir die hand van beskerming oor ons. Dankie dat U die hand van voorsiening wat U vir ons gegee het. Dankie vir gesondheid. Weer, ons wil dankie sê vir alles wat ons so as vanselfsprekend aanvaar. Weer, ek wil U bid te vra dat U gaan spesiaal gaan met die mense op die beleidsing van gesondheid weer, daar waar daar versoeke is. Ons asseblief spesiaal bid vir elkeen van daai persone. U ken die persoon, U ken hulle versoeke, U weet ook wat die uitkoms alreeds sal wees. Die Here, ons bid en vra dat U ook met hulle sal wees. Ons wil dan ook bid vir die mense wat nie vandag hier so kan wees nie, vir wat rede ook al, wees asseblief ook daar met hulle, wees asseblief ook met ons vriende en familie, dat nie so kan wees en weer. Ons wil baie dankie sê vir Leon Dion, dat ons vandag die dood van lewe kon breek het, wil die sy lippe aanraak, en te geloof van die altyd, wie wil die help met ons sal luister, en die nodige veranderinge wat die vir ons vra, ons lewens sal maak. Baie dankie ook vir die sendingoffergawe wat ingekom het, dankie vir die offergawe wat ons nou kon opgeneem het, die weer ons vra, dat U ook dit sal seën en vermenigvuldig, dat ons aan die uithoeke van die wêreld kan bereik, dat U aan die boodskap die wêreld kan uitgaan, sodat U kan kom, dat U beloof dat die boodskap die hele wêreld vol is, sal U terugkom op die wolke, en ons kom om. Ons kan nie wag vir daardie dag nie. Ons wil vra dat U met al die toerusting sal wees, mense met hoe te bewaar ons ook asseblief hier in die kerk, ons vra dit als in Jesus naam alleen. Amen. Heilig, groot en almagtig is die Here. Ja, die soewerein, die opperheerser van die ganse mensdom. Here, ten spyte van die verhewe posisie en gestalte, kies U nog steeds die harte van sondaar mense as U woonplek. Dankie Here dat U met ons bemoeienis maak. Dat die hele ganse aktiwiteit van die hemel gaan rondom ons. Des te meer op hierdie dag dat U op sy gesit het om met die kinders te vergader. Asseblief Here, ontmoet ons. Mag dit wees so Gees dat U wie die woord geïnspireer het, dit ook sal vertolk tot die behoefte van ons harte. Ons vra al hierdie dinge in Jesus naam. Amen. Dis werklik 'n voorreg om saam met U te bid vanmôre, my bed. Dankie leraar Rudolf vir die voorreg. Dis wonderlik om saam met julle te wees. Iemand vra my nou, is dit lekker met aftrede? Ek sê nee, dit is nie. Want die mens tree nooit af, jy tree net op. En ek was so 3 maande thuis, die foon gelei, en toe was ek leraar François, wat gevra het of ek nie sal dien met 'n besluit van die raad as 'n deeltydse kapelaan by Rusland. En ek wil vir die sê gelowiges vanmôre, ek besef wat die waarde en die konteks van vanmôre se lesstudies
Want God wil hê ons moet sit aan sy tafel sodat hy ons beker kan volmaak en sodat ons waar ons is en waar ons leef beweeg, daardie goedheid kan deel. En as ons nie eet nie, dan het ons niks om uit te deel. En ek doen tans 'n reeks oor die vrug van die Gees. En dit is interessant, ons dink dis meer fout, dis nie vrugte van die Gees nie, dis vrug van die Gees. Eintlik moes Paulus geskryf het, die vrugteslaai van die Gees. Want daar is soveel wonderlike samestellings en nuances van autentieke lewenstyle wat die teenwoordigheid van die Gees verteenwoordig. So ja, dis wonderlik om perspektief aan mense te gee wat net nie verstaan hoe alles begin het en waar dit gaan eindig en dat daar 'n God is van liefde. Mag die Here ons seën. Onthou net, ons bly sy heeltydse geroepenis. Maak nie saak waar ons is nie. Daartoe het hy ons geroep om vir hom te getuig. Ek wil vra dat jy saam met die Bybel in die Bybel sal blaai en saam met my sal lees uit die boek Openbaring die 19de hoofstuk. En ek gaan lees van vers 5 deur tot vers 9. Hierdie is die 83 vertaling van die Bybel. Die woord van die Here lees soos volg. Toe daar 'n stem van die troon af gekom wat gesê het, loof ons God al sy dienaars, die wat hom vrees, klein en groot. Ek het weer iets gehoor soos die geluid van 'n groot menigte, soos die gedruis van 'n groot watermassa en soos die gedreun van swaar donderweer. Hulle het uitgeroep, prys die Here ons God, die almagtige heers nou as koning. Laat ons bly wees en juig en aan die eer gee, want die bruilof van die lam het aangebreek. En sy bruid het haar daarvoor gereed gemaak. God het haar dit vergun om fyn, helder, blink klere aan te trek. Hierdie fyn klere is die regverdige dade van die gelowiges. Toe sê die engel vir my, skryf op, geseën is hulle wat na die bruilofsmaal van die lam uitgenooi is. Mag die Here sy woord aan ons seën vanmôre. En terwyl u Bybel oop het, wil ek vra dat u moet oophou en dat u sal blaai na Matteus 22 toe. Blaai asseblief na Matteus 22 toe. En daar van vers 1 tot vers 14, want hierdie is die tema van ons oordeenking vanmôre. 'n Klein dogtertjie het vir die eerste keer saam met haar ma 'n troue bygewoon. En toe vra sy, mami, hoekom is die bruid se hele uitrusting in wit? En vir 'n oomblik het die ma gedink, toe sê sy, wel, wit is die kleur van vreugde. En toe sê die dogtertjie, maar mama, hoekom is die bruidegom dan in swart gekry? Nou ja, ek wil nie daarop gaan nie. Dalk moes sy gesê het, swart is die nuwe wit vir mans. Maar vanoggend hoor ons 'n storie van 'n troue, dit gaan oor klere, dit gaan oor 'n bruilofsfees, dit gaan oor 'n onbeskryflike maaltyd wat voorberei word. Dit het te doen met 'n uitnodiging, dit gaan ook oor 'n kleed. Dis een van die belangrikste en seker een van die mees dramatiese gelykenisse wat Jesus vertel. En vir my persoonlik, terwyl ek die boodskap voorberei het, is dit sekerlik een van die belangrikste boodskappe wat ek voel ek moet lewer. Hierdie gelykenis is relevant vir elke persoon, omrede dit 'n wye tydperk in die tydvlak van geskiedenis betref. Dit begin in die Ou Testamentiese tyd saam met die Ou Testament profete en dit strek verby die Joodse geskiedenis. Dit strek verby hulle bestaan selfs tot aan die einde van tyd. Uiteraard moet ons kyk na die historiese konteks en die toepassing daarvan. Maar weer eens wil ek sê dat daar die toepassing primêr is in die konteks, maar ook sekondêr het dit 'n effek op ons. En dit sluit alle mense in. Jode sowel as heidene, gelowiges sowel as ongelowiges, ja, almal van ons in die tydvlak van tyd, ook in ons tyd. Ek en jy. Nou, die gelykenis bevat verskeie subtemas. Daar's verskillende nuances wat 'n mens maklik oorlees
as jy dit vinnig lees. En 'n mens moet oplet. Maar die crux hiervan is dit. Ons word direk bepaal en betrek. En my reaksie en jou reaksie gaan uiteindelik bepaal of ons lewe of ons die dood in die gesig gaan staan. Nou kom ons kyk na die historiese konteks. Jy gee vir ons insig om hierdie gelykenis 'n bietjie duideliker te verstaan. Dis Woensdag. Dis die Woensdag voor die kruisiging van Jesus. Vrydag sal hy gekruisig word. 3 jaar het Jesus die boodskap van die evangelie en die beginsels van die koninkryk aan die mense gebring. Vir 3 jaar het hy dit verkondig. Het hy gesê ruitelik, het hy die beginsels van hoe kinders in sy koninkryk leef gekommunikeer. Hy kon vertel dat hy die Messias is. Hy is die vervulling van die profesie. Hy is die een wat hulle sal vrymaak van die gehate Romeine. Hy is die seun van God wat gekom het as die redder vir die wêreld. Hy het homself, sy koninkryk geoffer, vir almal, vir Israel. Hy is mens, die geroepenis van God. En nou het 3 jaar verbygegaan. 3 jaar het verbygegaan. Sy mense het hom verwerp, die godsdienstleiers is hom vyandig gesind en dit hom ook verwerp. En teen Vrydag sal hulle hom aan die Romeinse owerhede gee sodat hulle hom om die lewe kan bring, sodat hulle hom reg kan stel. Nou gaan ons 'n dag terug na Dinsdag toe. Jesus het die tempel gereinig en die handelaars en die geldwisselaars verdryf en die tempel weer verklaar as die huis van God en die huis van en vir gebed. En hieroor was die skrifgeleerdes en fariseërs eintlik 'n bietjie suur geweest. Want hulle het ruimtelik onderhandel met die mense en handel gedryf en geld gemaak en geteer op mense wie die diereoffers gehad het om te bring na die tempel toe. Dit was net so sy noodetjie, ons is nou terug by Woensdag. Jesus is terug in die tempel. En nou gaan Jesus iets van kernbelang aan die mense leer. Heel waarskynlik sy laaste boodskap in die tempel voordat hy gekruisig sal word. Hy het gekom om die kern van verlossing te verkondig. En wat dit werklik behels om God te dien. Ook om die skyngodsdienst van die sogenaamde heiliges, die hoogheiliges, die skrifgeleerdes en die fariseërs bloot te lê. Groot skares was rondom Jesus gewees. Hulle het gehang aan sy lippe. Hy is die middelpunt van aandag en terselfdertyd voel die godsdienstige leiers eintlik bedreig en hulle voel dat die aandag op Jesus is en hulle hoor hoe Jesus praat van interne regverdigheid, hoe hy praat van ware verlossing, hoe hy praat teen dinge wat hulle eintlik nie verstaan het nie. Hy praat in teenstelling teen hulle eksterne godsdienst wat hulle eintlik aan die mense voorgehou het met honderde reëls, hoogheilige, eksibisionisme, gedrag wat jy moet nakom, selfregverdigende dade. Hy was 'n bedreiging vir hulle voortbestaan en vir hulle teologie. Intimiderend probeer hulle Jesus dreig. Op watter gesag doen jy hierdie dinge? Sê vir ons, Rabbi, en wie het jou hierdie gesag gegee? Dan sien dat die gesprek en die aanmerkings eintlik baie vernydig is. Dis kwaadwillig, dis bitter, en mens kan sien dat hulle die doodsplanne wat hulle vir Jesus beplan het eintlik nou nog weer moet toepas en dat gebeur. En dan antwoord Jesus hulle en hy doen dit deur 'n trilogie van gelykenisse te vertel. Hy vertel 3 gelykenisse na mekaar in die tempel aan hierdie skrifgeleerdes en die mense wat kom hoor het wat die rabbi te sê. Die eerste ene vind ons in Matteus 21, 28 tot 32. En dis die gelykenis van die 2 seuns. Tweede gelykenis, Matteus 21, 33 tot 46, dis die gelykenis van die huurders en die wingerd. En dan die derde gelykenis in die trilogie, en dis die een waar op ons vanmôre wil fokus en ontleed, dis die gelykenis van die
fees. Nou in elk van die gelykenisse is die boodskap dieselfde. Dis eintlik 'n finale boodskap wat Jesus bring met hartseer, maar tog 'n boodskap van oordeel. Julle het my verwerp. Al die Ou Testament profete het van my gepraat, al die wonderwerke wat ek gedoen het beaam dat ek werklik die seun van God is, dat ek die redder is, dat ek die Messias is. Alles wat ek gesê en gedoen het dit bevestig. En julle het my vir 3 jaar herhaaldelik op sy geskoot, verwerp. En nou verwerp God julle, dit is die naakte waarheid, dis die waarheid. In essensie is dit die kernboodskap van hierdie gelykenisse. Nou is die tafels gedraai. Daar's nou geen verdere uitnodiging nie. Dis nou eerder uitsprake van oordeel. En hierdie sentiment bereik eintlik 'n klimaks op 'n baie dramatiese wyse deur die vertelling van hierdie gelykenis. Nou terwyl die Bybel oop het en voordat ons hierdie gelykenis gaan ontleen vanmôre, wil ek net by verklaring die rolverdeling in hierdie gelykenis met u deel. Die koning wat die bruilofsfees voorberei is natuurlik God die Vader. Die feesviering van hierdie groot bruilofsfees van die Lam is tot eer van sy seun Jesus. En dan stel die bruilof die huwelik van die mensheid en die godheid voor. En die liggaam op aarde wat die mensheid huisves is die kerk. En daarom skryf Paulus ook en verwys na die kerk as die bruid van Christus. Metafories verwys die Bybel na die kerk as die bruid van Jesus. Dan sien ons in die ontleding van die wat deel is van hierdie gelykenis, die diensknegte, die boodskappers. Dis die evangeliedienaars wat die koning se uitnodiging aan mense bring. Dit is baie interessant as 'n mens kyk dat daar eintlik 3 uitnodigings was. Die oorspronklike uitnodiging is aan die Jode gegee deur die profete en deur die Ou Testamentiese profeseë. Met ander woorde, dit was messiaanse profeseë wat 1500 jaar vooruitgewys het na die koms van die Messias. Vers 3 is in vergewing. Hy het sy slawe uitgestuur om die genooides na die bruilof uit te nooi. Die eerste oproep van die gelykenis en eintlik in effek die tweede uitnodiging aan die Jode is gegee deur Johannes die Doper en deur Jesus en deur sy disippels. Hulle het almal verkondig dat die koninkryk van God op hande was. Dan die tweede oproep van die gelykenis vers 4. Dis eintlik die derde uitnodiging aan die Joodse nasie. Dis gegee deur die disippels na Christus se hemelvaart. Hierdie uitnodiging word nog steeds aan die mense gegee deur die evangeliedienaars wat vandag nog die wonderlike waarheid van God se woord bring aan mense. Wat is die reaksie op hierdie uitnodiging? Wat? Raak my nie. Onverskillig, onbelangstellend, onpartydig, verwerping, ignorering, nee. Nie nou nie, dankie. Inteendeel, na die tweede uitnodiging is die reaksie van die genooides, eintlik is daar 'n gewelddadige reaksie. Vers 6 sê, en party sy slawe gegryp en mishandel en doodgemaak. En die geskiedenis vertel van die wrede dood van die vroeë apostel. Jakobus is met die swaard doodgemaak. Stefanus is gestenig. Onder meer is Johannes die Doper onthoof en Paulus het 'n martel doodgesterf. Dan neem die gelykenis 'n ietwat dramatiese wending. Dit ontketen die toorn van die koning. Vers 7. Dit stel dit so prompt uit. Die koning het kwaad geword. My geduld is nou op. Hier word die toorn van God voorgestel. En hier is nog 'n subtema of 'n nuance waarvan ons nie tyd het vanmôre om dit te ontleed nie. Maar selfs God se genade het perke, broers en susters. Dan gaan 'n tyd kom wanneer die Here streeps gaan trek en sê, nou is daar nie meer genade nie. En nou 2000 jaar later weet ons presies wat met die Joodse nasie gebeur het. In 70 na Christus het Titus Vespasian, 'n Romeinse generaal, Jerusalem binnegeval en dit verower.
Die tempel is afgebrand, die simbool van die teenwoordigheid van God vir die nasie is verwoes. 1,1 miljoen Jode is vermoor en daarna is baie duisende in ballingskap weggevoer. Wat ten spyte van opsetlike volgehoue weerlegging en ten spyte van verwerking van die 3 uitnodigings word die bruilofsfees nie gekanselleer nie. Dit word nie gekanselleer nie. Die koning roep dit nie af nie. Wel is dit julle houding is, kon hy gesê het, is dit reg met my? Trap my nie. Ek het my plig gedoen. Ek was in my hande in onskuld en ek laat julle oor aan julle eie lot. Die koning se reaksie en die feit dat ek voel dat my broer en suster wys vir ons eintlik toon vir ons die hart van die wonderlike God wat ons dien, 'n koningshart vol genade. Dis 'n koningshart wat aanhou probeer. Dis 'n koningshart wat onverzettend volhard om die bruilofsgangers by die feesmaal te kry. En dan in 'n dramatiese wending en teen verwagting verander die koning se opdrag. Vers 9. Gaan nou uit na die straathoeke en nooi soveel mense as wat julle teenkom na die bruilofsfees toe. Nou is daar nie meer diskriminasie nie. Dis die uitnodiging om deel te hê aan die bruilofsfees van die Lam word nou universeel. Dit word aan almal oorgegee. Almal kom net, maak nie saak wie goed of sleg is nie. Daar's 'n fees, kom deel in die koning se feesviering. Kom sit daar aan die tafel, daar's plek vir genoeg, daar's plek vir almal. Vers 10. Toe het daar die slawe uitgegaan na die paaie en almal bymekaar gemaak wat hulle teëgekom het. Slegtes sowel as goeies en die bruilofsaal het vol gaste geword. Maar nou sien ons, is daar so iets wat van 'n drama en 'n dilemma wat in die verhaal ontvou. Die bruilofsaal is nou gevul met goeie en slegte mense. Maar daar bestaan 'n protokol, 'n spesiale protokol wat die koning daartoe in staat stel om onderskeid te tref tussen sy gaste. Hy wil regverdig optree teenoor mense wat die moeite gedoen het om te kom. Ja, selfs hulle wat dalk net nuuskierig was om te kyk wat aan die gang was. En sodat hulle ook dalk die bruilofsfees kon geniet. Die koning se voorvereiste vir toelating tot die bruilofsaal en feesviering behels net een ding. Die dra van 'n kleed. Die spesifieke kleed het hy vir elkeen afsonderlik voorsien. Dit as die koning geskenk, dis die uitsluitlike voorwaarde vir toegang tot die bruilofsfees. Vers 11. Toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy daar 'n man wat die bruilofsklere aan het. En hy sê vir hom, vriend, hoe het jy hier ingekom sonder 'n bruilofskleed? Maar die man het geswyg. Toe sê die koning vir die dienaars, bind sy voete en hande vas en gooi hom uit in die duisternis, daar buite, daar sal 'n geween en 'n geknars wees van tande, baie is immers geroep, maar min is gekies. Maak asseblief net so 'n klein geheue-nota oor 2 kritiese items in hierdie verhaal, die uitnodiging en die bruilofskleed. Die kledingstuk is eintlik die sentrale tema van hierdie gelykenis. Wat is hierdie kledingstuk? Waar kan dit koop? Is dit Giorgio Armani? Is dit Calvin Klein? Waar kan ek hierdie kledingstuk koop? As dit 'n voorvereiste is vir die deelname aan hierdie wonderlike feesviering. En as 'n mens mooi daaroor nadink, dan is een van die prominente temas in die Bybel eintlik die van klere en bedekking met klere. Nadat hulle gesondig het, Adam en Eva hulle naaktheid besef, hulle liggame is ontbloot en hulle het skaamte gekry. Instinktief soek hulle na breë planke om hulle privaatheid te bedek. Maar die eierblaadbedekking het nie gewerk nie. Hulle het hulle geestelike kleed van hemelse onskuld verloor. Dis 2 Ou Testamentiese verse wat beskryf hoe ons as sondaar mense lyk.
en hoekom ons bedekking nodig het. Die eerste een is Jesaja 64 vers 6. Ons het almal geword soos mense wat onrein is. Ons beste dade is soos vuil klere. Ons is almal soos verdroogde blare. Ons word deur ons sondes weggewaai soos deur wind. En dan in die boek Sagaria, 'n baie bekende gedeelte, lees ons van Josua die hoofpriester terwyl hy voor God staan en die mense verteenwoordig. Sy klere was letterlik vuil. Sagaria 3 vers 3 en 4, Josua het inbesmeerde klere voor die engel gestaan. Hierop het die engel gereageer en aan diegene wat voor hom staan gesê, trek sy besmeerde klere uit. Die engel sê is baie beduidend, maak jy nota daarvan. Vir Josua het hy gesê, kyk, ek het jou sondeskuld van jou weggeneem, ek sal vir jou feesklere voorsien, Josua. Daarom maak God vir Adam en Eva klere, wat hulle moet aantrek. En hy maak hulle klere uit die vel van 'n offerlam, bloed moes vloei. En so word die offerkleed 'n tipe van die lam van God, die sou sterf vir die sondelas van die wêreld, sodat hy die wit kleed van Jesus se geregtigheid in ons skouers kon hang. Dis ironies, maar vir redding is dit eers rooi, dit moet eers rooi word voor dit wit word. Die verhaal van die Bybel begin met die behoefte vir bedekking en die verhaal in die Bybel eindig met die behoefte vir bedekking. En die bedekking kom van dieselfde bron, dis slegs een persoon, Jesus Christus. Daarom sien ons in triomf verbuig die skare verlostes in Openbaring 7 vers 14. Dit is die wat uit die groot verdrukking kom. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Dis eintlik 'n oksimoron as 'n mens dit grammatikaal beskryf. Dis rooi wat wit maak. Wit is ongetwyfeld die kleur vir die hemel. Beide die Ou en Nuwe Testament maak dit baie duidelik dat die bruilofskleed verwys na die geregtigheid van God en dat dit ons voorgehou word alleen en uitsluitlik deur Jesus Christus. Jesaja 61:10 Ek verheug my grootliks in die Here, my hele wese juig oor my God. Want hy het vir my klere van verlossing aangetrek, 'n mantel van geregtigheid het hy om my gehang, asof ek 'n bruidegom is, soos 'n priester met 'n tulband, soos 'n bruid is haar voorsien. Dan 2 Korintiërs 5:21, as hy het omdat geen sonde gedoen het, nie sonde vir ons gemaak, sodat ons kan word wat? Geregtigheid wat in God is. Sien die bruilofsklere waarmee die seun ons bekleed, stel die rein, vlekkelose karakter van Jesus Christus voor. En luister bietjie wat sê 'n geïnspireerde skryfster in haar boek Gelykenisse van Christus, bladsy 3:2. Sy sê, hierdie kleed, wat op die weefstoel van die hemel gewewe is, het geen enkele draad wat in die mens bedink is. Christus het 'n volmaakte karakter en sy mensheid gevorm en hy het aan ons met hierdie karakter te bedien. So menige gelowiges, jy net wat hier leef in die 21ste eeu. Wat sê hierdie gelykenis vir jou en vir my? Wat het dit met ons te doen? Wat het dit met my lewe te doen? Nou kan ek voorhou vanmôre dat uit die gelykenis wil ek voorhou dat daar drie groepe mense uitgewys word. Die eerste een wat ek wil voorhou is die groep mense, die genooides wat nie bereid is om die uitnodiging te aanvaar. Baie mense skeer hulle nie aan die uitnodiging. En ons kan dit sien in die samelewing waarin ons leef. Wanneer mense praat oor die Bybel en Bybelse waarhede en God, dan sal mense sê dit raak my nie. Godsdienst is eintlik nie vir my nie. Ons leef in 'n selfgenoegsame wêreld, 'n innoverende wêreld wat oplossings bied vir elke knelpunt wat ons ontdek. Nee, dankie. Ek het nie jou God nodig nie. Bybel. Julle sê julle dien 'n God van liefde, maar kyk bietjie na die wêreld. Is dit die werk van 'n God van liefde? Nee, dit kan nie wees nie. Ek stel nie belang nie. Nee, dankie. Nee, dankie. Kras, dis koud.
En dis die reaksie op mense wat eintlik wreed onnigter is deur 'n wanindruk van wie God werklik is. En die duiwel is baie, baie gelukkig daarmee, want dit was initieel ook sy aantuiging teen God. 'n Wanindruk wat hy probeer skep het oor God. Dan is daar ander wat bekenne gee dat hulle nie eintlik nou tyd het daarvoor nie. Dit pas nie. My program is besig. Ek swat, ek is besig om te boer, dis pastyd, ons maak kuilvoer, dis saaityd, dis oestyd. Ek moet my besigheid bou, dis geweldig kompeterend, ek moet alles insit, ek vat elke oomblik van my tyd. Nee, dankie, ek het nie plek vir hierdie godsdienst nie. Ek kan nie toewy nie, so ek gaan God en godsdienst net so 'n bietjie wys. Maar nie nou nie. En God respekteer ons besluit. Onthou, God se bedryfstelsel word op liefde gebaseer. En liefde respekteer besluite, liefde dwing nooit nie, liefde aanvaar. Hartseer dat God die wens van sulke mense respekteer en aanvaar. En dit gaan nog meer hartseer wees, wanneer die sulkes eendag dalk die verskriklikste woorde hoor, gaan weg. Ken jy? En dan lyk dit in vers 14, of die gelykenis iets wat kontroversieel afsluit. Vers 14, baie is immers geroep, maar min is uitverkies. Baie is immers geroep, maar min is uitverkies. Nou, pas ek kyk dit of God net 'n geselekteerde mense gekies het, uitgekies het, jou, en jou, ek hou van julle, so ek gaan julle uitkies, julle gaan gered word. Maar my broer en suster, daar is geen groter onwaarheid nie. Dis glad nie hoe God mense kies tot redding nie. Dis kalvinisties en dis nie Bybels nie. God het gekom sodat hy almal kan red. Sy plan is om almal te red. En aan die einde van tyd gaan ons die voorreg hê om God se boeke te kon audit en te kyk na sy weë en sal ons uitgebreg en regverdig sien weë o Almagtige. En ek wonder nadat alles verby is, en dis nou maar net my menslike denke, want het die heelal dalk die plan van God se verlossing audit. Hoe gaan die syfers lyk? Hoe dink jy, is dit makliker om gered te word of makliker om verlore te gaan? Ek wil vir u sê, my broer, dit is nie. God sal nie 'n plan voorstel waar die meeste mense nie gered word. God wil hê dat almal gered word. Die uitnodiging na die bruilofsfees deur die koning is nou oop. Dis universeel. Almal wat wil kom, almal het vry keuse om ja of nee te sê. Die koning het hulle nie verwerp nie. Die koning wil hê hulle moet saam en deel in die fees vier. Nou ons kyk na baie is immers geroep, maar min eintlik uitgekies. Maar God kies hulle wie gekies het om hom te dien. Dis 'n globale proses. God wil niemand toe. Hy respekteer ons besluit. Hier is Jesus se realiteitsgeleer. Matteus 7:13 gaan nou deur die nou poort en die poort wat in die gederfte is wyd en die pad daarin is breed en die wat daardeur ingaan is baie. Maar die poort wat na die lewe lei is nou en die pad daarin smal. En die wat dit kry, dit is min wat tragies verhoor gee en wat daarvan instem om die uitnodiging te lees. Jy weet ek dink ons gaan verstom wees in die namens om te kyk en te sien hoeveel keer het God toenadering om mense te soek om hulle te herinner om hulle lewe aan hom te gee. WhatsApps, boodskappe, telefoonoproepe, gesprekke, Bybel lees, preke luister. Klomp dinge in die uitnodiging kom word deel van hierdie bruilofsgastelys. Dink mooi daaroor. Dit is 'n ewigheidsimplikasie. En dan die tweede klomp mense. Die tweede groep mense, dis hulle nie volkom, maar nie eintlik volkome wil verander. Veronderstel dat ons nou 'n verseerde boemelaar in die strate uitkry, wat gou hier insluit, hier by die deur. En voordat ons hom sien, begin ons hom eintlik ry. En
Hy staan uit in hierdie pragtige geklede mense in hulle Sabbatweste. Nou wat is beter? Dat ons hom gryp en gou 'n oorpak aantrek oor sy vuil klere. Nee, dit gaan nie werk nie. Ons gaan hom nog ry. Die beste is om sy klere uit te trek. En Sagaria beveel die engel aan dat Josua sy klere moet uittrek. En dan sê hy vir Josua, kyk ek jou sondeskuld van jou wegneem, ek sit van jou feesklere aan. En wanneer ons die bruilofskleed van Christus en sy geregtigheid aanvaar, dan word hierdie nuwe kleed nie oor ons vuil klere aangetrek nie. Ons trek ons vuil klere uit en dit noem ons bekering. Wanneer ons sondes bely en eerlik voor die Here staan en dit aan hom bely. En dan weer ons keuse trek ons Christus se verdienste aan, die kleed van geregtigheid, die feeskleed wat hy aan ons voorsien. Vir die van die wat graag hou van teologie, hier is die teologiese posisionering. Die feeskleed is Christus se toegerekende geregtigheid. Sy verdienste, sy meriete. Dis slegs op Jesus se geregtigheid en op geen poging van my eie dat hierdie kleed ons laat kwalifiseer vir die hemel. Dis die enigste manier hoe ek voor God reggestel word. Reg vir die Vader. Dis uitsluitlik die verdienste van Jesus wat die Vader aanvaar in my plek. Dan rede ons met Christus bekleed, ook so met sy toebedeelde geregtigheid. Dan begin ons 'n transformasie ervaar. Daar's ook merkbare gedragsverandering in my lewe en wanneer ek die kleed dra, dan lyk ek meer soos Jesus. Ek praat meer soos Jesus. En baie keer wil ons vandag net vra, sal die regte Christen asseblief net opstaan? Want daar's soveel mense wat bely en sê dat hulle gelowig is. Broers en susters, ons hoef niks te sê nie. Ons hoef hulle net dop te hou. Ons hoef hulle net te luister. Wanneer mense opreg die kleed dra, dan kom daar onwillekeurige veranderings in jou lewe. En wanneer jy ingeënt is in die ware wynstok, dan is daai vrug van die Gees besig om te ontwikkel en hy wil die goeie werk doen, sal daarmee anders sodat ons meer en meer soos Jesus begin lyk. Dit is die werke waarvan die Bybel praat. Nie ons eie meriete nie, maar die werk van God in en deur my. En dit is hoekom ons die Bybel bestudeer, sodat ons die vrug kan deel met hulle daar, buite dat ons vir hulle 'n seën kan wees. Maar nou, 'n moontlike skok onthou. Kan dit wees? As ons dood eerlik moet wees vanmôre. Is die groter gros wat vind is te gelowiges dalk in die groep. Mense die wil kom na die fees toe, maar eintlik nie heel hartig wil verander nie. Die Duitse teoloog Helmut Thielicke skryf oor hierdie vers en luister mooi wat skryf Thielicke. Hy sê, die feit dat ons van kleins af Christelik groot gemaak is, het die ironiese uitkoms gehad, dat dit die verwondering oor die God in wie ons glo van ons af weggeneem het. Dis soos iemand wat langs die see groot geword het. As jou maatjies uit die binneland kom kuier, kan hulle nie genoeg kry van die sand en die branders en die swem en die binnejaar en die son nie. Maar vir jou praat dit jou nie. Jy is dit alles gevoed. Ons kan so werk met God se genade. Raak my nie juist nie, ek is dit als gewoon. En dan word ons nie meer die wonder van die koning se uitnodiging nie. Dan word die bonatuurlike en buitengewone genade van God vir ons iets alledaags en iets gewoon. En dan dien ons God uit gewoonte of rutine of bygelowigheid. Nie omdat ons bly en dankbaar is dat sy uitnodiging vir jou en my was nie, of nog meer wat sy uitnodiging aan my omgekos het. Gewoon dan. Die wonder. Hy gevoel, hy toegewydheid is nie meer daar. En die dieperlike vraag wat myself afvra môre is, het ek dalk nie te gewoond geraak uit gewoonte. Kom ek werklik omdat ek Jesus van die bid. En vanmôre, hierdie gelykenis het 'n kritiese boodskap aan jou en aan my. Ons vir die Here al lang jare dien wat name het op die boeke wat baie jare deel is van hierdie gemeente. Hier is die kruks. Ons kan onsself so maklik misgis. Kom ek kerk toe het gewoonte net vir assosiasie. Kom ek werklik
om gevoed te word, om kontak te maak met God en die bediening deur sy Gees. Gelowiges vanmôre, daar's nie meer tyd om kerk te speel nie. Ek het aan die begin genoem dat hierdie boodskap seker een van die belangrikste is wat ek voorberei, en hier gaan ek nou die rede daarvoor gee. Vers 11, toe die koning ingaan om na die gaste te kyk, sien hy 'n man wat nie bruilofsklere aan het nie. En hier vind ons nog 'n soort tema wat uitkom uit hierdie wonderlike gelykenis. Die koning gaan kyk na die gaste. Nou, hoe sal hy dit doen? Wel, hy stel ondersoek in. Hierin is die proses kry ons 'n blik van die koning se hart. Die oordeelsproses is deursigtig en regverdig. In ander billikheid wil hy elke feesganger die voordeel bo die twyfel gee. Hy stel steeds ondersoek in. Hy wil homself vergewis van die feite. Daarom kyk hy na elke gas. Vriend, hoe het jy hier ingekom? Sonder 'n bruilofskleed. Praat met my. Het die koerierdiens dalk 'n fout gemaak? Is jou kleed dalk ergens afgelewer? Praat met my. Wat is die rede? Hoekom dra jy jou eie klere wanneer jy die kleed moes dra? Nou, skoolleerders beamoen dat vers 11 eintlik 'n verwysing is na die ondersoekende oordeel. En die feit dat die koning ingegaan het om na die gaste te kyk, eintlik die tema bevestig. En as Bybelstudente van profesie weet ons dat Daniël 8 en 9 aandui dat daar tans 'n oordeelsproses in die hemel is en dat Christus besig is met die laaste fase van sy bediening as hoëpriester. Hy stel ondersoekings, so 'n goeie advokaat, kry al die feite. En dan terselfdertyd die besyn van die eerste engel van Openbaring 14 vers 7, die waarskuwingsboodskap aan eindtydbewoners van die aarde. Vers 7 van hoofstuk 14, en hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, van wat? Die uur van sy oordeel het gekom. En dis hoekom hierdie gelykenis so belangrik is. Omrede ons leef in die tydvlak se geskiedenis waar die laaste gedeelte van hierdie gelykenis uitspeel. Ons leef in die dae wanneer die koning besig is om die gaste te inspekteer. Hy stel ondersoek in. Hy kyk na elkeen van ons lewens en hy soek slegs een ding. Hy wil sien of ons soos sy seun lyk. Hy wil kyk hoeveel hy van Jesus in jou en my sien. En dan wil hy kyk of ons die kleed dra. Of ons die kleed dra. En dan die derde groep mense. En hierdie is hulle wie gewillig is om te kom na die bruilofsfees. En hierdie is mense wat werklik wil verander. Daar was 2 voorvereistes vir die bruilofsfees. Eerstens, moes jy die uitnodiging aanvaar. En tweedens, as jy aanvaar het om te kom, moes jy die kledingstuk wat die koning gegee het aantrek. En uit die gelykenis is dit baie duidelik dat ons slegs op die koning se terme die fees kan bywoon. Daar's geen manier dat ons ongesiens kan inglip of soos in 'n goeie Afrikaans sê, gate crash. Nee, geen manier. Hoe lyk mense wat hierdie kleed dra? Paulus beskryf hulle, Kolossense 3 vers 19. Hulle het met die ou sondige mense sy gewoontes gebreek en leef nou die lewe van die nuwe mens, wat al hoe meer vernuwe word met die beeld van sy skepper en tot die volle kennis van God. Hierdie groep mense bring eer aan die koning deur hulle lewenswyse. Was dit nie per slot van sake die rede vir die fees nie? Is dit nie hoekom die Vader die fees reël nie, sodat sy seun verheerlik kan word? En hoe verheerlik hy iemand? Ek verheerlik iemand deur die lewenstyl, die lewenswyse wat ek lei. Openbaring 19 vers 7 en 8, dat ons bly wees en jubel en aan hom heerlikheid gee, want die bruilofsfees van die Lam het aangebreek sy bruidsdag gereed gemaak. En sy is toegelaat om blinkgere van suiwer fyn linne aan te trek, want die linne
is die regverdige dade van die Here is. En so beamoed die skrywer van Openbaring dieselfde die oorwinning sal wit klere om aan te trek. Openbaring 7:9 en heerlike triomf is hierdie groot massa mense die gereed is wat daar staan voor die lam en waarin is hulle gekleed? Hulle is gekleed met klere. Hierna het ek 'n groot menigte gesien, Openbaring 7:9, wat niemand kon tel nie. Hulle was van elke nasie, stam, volk en taal en het voor die troon en voor die lam gestaan en hulle het wit klere aangetrek en daar was palmtakke daarby. Gelowiges, is ongetwyfeld dat die kleur vir die hemel wit is. En slotte vanmôre, ek wil aflei met 'n verhaal by die lewe van Rutana Metzger. Was hy vertel van 'n besondere sangervaring by 'n troue. En dit kom uit die boek Heaven van geskryf deur Randy Alcorn. Ek gaan dit vir u voorlees want dit is in die eerste persoon. As 'n professionele sanger was dit alledaags dat ek genooi word om vir 'n troue te sing. Maar dit was redelik ongewoon om te sing by die troue van 'n miljonair. Ek het geweet dat die troue prentjie mooi sou wees. En ek is ingeneem om deel te neem nog meer. Toe die uitnodiging gearriveer het, het ek geweet dat hierdie troue baie spesiaal sou wees. Die onthaal is gehou op die boonste 2 vloere van die Seattle Columbia Tower. Die noordwes is 'n hoogste wolkekrabber en dit was nog meer asemrowend en pragtig as wat ek ooit kon droom. Al die kelners was gekleed in swart tuxedos. Hulle het watertand lekker voorgeregte en eksotiese drankies vir die keurigste fynproevers aangebied. Die atmosfeer was een van klas, elegansie en sofistikering. Na omtrent 'n uur van vrolike geselligheid het die bruid en bruidegom 'n pragtige glas en koperstel trappe genader wat gelei het tot die boonste vloer. Satijnlint wat gedrapeer was oor die eerste trappies geklip en 'n aankondiging is gemaak dat die fees sou begin. Die bruidspaar is op met die trappe en die gaste het gevolg. Wat 'n voorreg om deel te wees van so 'n royale, swierige, spoggerige geleentheid. Hier bo aan die trappe was daar 'n deftige klereman wat 'n gebinde boek in sy hand vasgehou. Mag ek jou van kry asseblief? Ek is Rutana Metzger en hier is my man Roy Metzger, het ek geantwoord. Die man het geblaai in die vanne wat met N begin. Ek kry dit nie. Sal jy omgee om dit vir my asseblief te spel? Ek het dit stadig en duidelik gespel. Nadat hy die hele boek gegaan het en gesoek het hy opgekyk en gesê, ek is jammer, maar jou naam verskyn nie hier nie. Sonder jou naam in hierdie boek kan jy nie die bruilofbanket bywoon. Maar dat moet fout wees, het ek teruggeantwoord. Ek is die sanger wat gesing het op hierdie troue. Die man het ewe kalm geantwoord. Maak nie saak wie jy is en wat jy gedoen het. Sonder jou naam in hierdie boek kan jy nie die banket bywoon. Terwyl ek om my gekyk het, het ek vir 'n oomblik oorweeg om na die bruidegom te hardloop om my saak met hom te bepleit. Maar toe besef ek met honderde gaste wat onder by die trappies gewag het, dat die tafeltoewysing sorgvuldig deur die bruidspaar spesifiek aan gaste toegewys is. Ek het sonder woorde stil gestaan. Die man met die boek het 'n kelner nader geroep en gesê, wys vir die mense waar die dienshuise is, asseblief. Ons het die kelner gevolg, by die pragtige versierde tafels, wat oorlaai was met waterkant geregte en oorvloed. Daar was selfs fyn gekerkte ysbeelde op die tafels, alles was swierig. Oorkant die bankettafels was 'n orkes, elke lid gekleed in 'n spiegelwit tuxedo besig om voor te berei, om die mense te trakteer met die mooiste melodieë. Ons is begelei na die huispak, ons het ingestap, en die kelner het self gee vir garage gedruk. Terwyl Roy die Columbia Tower garage gery het, was daar stilte tussen ons. En nadat ons vir 'n hele paar myl in stilte gery het, Roy sy hand sagkens op my arm geplaas. Liefie, wat het gebeur? En toe onthou, toe die uitnodiging vir die troue en onthaal by ons aangekom het, was ek baie besig. Ek het nooit die moeite gedoen om die RSVP te beantwoord. Ek was dan die sanger. Ek kon sekerlik na die onthaal gaan, sonder om die RSVP
Terwyl ons al gery het, het ek begin ween. Ek het gehuil nie omdat ek die meeste baie harde fees in my lewe misgebroken het. Maar ek het eerder geween vir mense wie eendag voor die ingang van die hemel sal staan, mense wie tot die besef sal kom dat hulle besig was om te reageer op Christus se uitnodiging om die hemelse banket by te woon. Mense wie aangeneem het dat al die goeie dinge wat hulle gedoen het, perfekte kerk bywoon, dat dit nie genoeg sou wees vir die toelating tot die hemel. Mense wie sal soek vir hulle name in die landse boek van die lewe en hulle name nie daarin sal vind nie. Mense wie nie reageer het op die genadige uitnodiging van Christus aan te neem. Daarom, my liewe broer en suster, namens die koning bring ek vanmôre 'n uitnodiging. Ek is nie die boodskap. Ek is die boodskap. Dis jy wie hy nooi en dan is dit vir jou die eerste uitnodiging vanmôre. Miskien is dit die eerste keer dat jy besef ek moet werklik erns maak. Ek moet my lewe aan die Here gee. Daar is die tyd. Dan is dit jou tweede, derde, vierde. Dan is dit jou sewende of agste uitnodiging. Dan kan jy meer tel hoeveel uitnodigings jy al ontvang het. Maar weet dit vanmôre met hierdie uitnodiging kom daar verwagting. Want sien die koninkryk van God lê ergens tussen die uitnodiging en jou keuse. Hoor vanmôre sy oproep. En die Gees van die bruid sê kom. Laat elkeen wat luister kom en laat elkeen wat dors het kom en laat elkeen wat dit begeer die water van die lewe kry. Geniet. Dis daar vir jou en vir my. Mag dit wees dat ons die wonderlike aanprysing sal hoor. Julle geseëndes van my Vader, kom beerf die koninkryk wat vir julle gereed gemaak is van die grondlegging van die wêreld. Ons was nie net 'n nagedagte nie, my broers. Die Here het van daardie eerste probleem, in Genesis 3:15, daar saam met die slang en die Eva en Adam, en daar het hy die belofte gemaak dat Eden wat verlore is, weer herstel sal word. Die samestelling van die hemelse gastenlys in die boek van die lewe is amper voltooi. Die hemelse banketsaal sal versier. Die tafels is al oorlaai met die keurigste spyse. Die orkes het gereed om feestelike musiek te speel. Eersdaags klink die bruidegom die lig en omhaal hy die feesgangers sodat die fees kan begin. My broer en susters vanmôre, daar's net twee dinge wat ons nodig het om die fees by te woon. Eerstens, moet ons die RSVP beantwoord. En tweedens, moet ons die kleed dra.
Wonderlike God, ek my met Jesus. Mag sy kleed om my skouers hang. Dankie dat U die gebreke en die foute en die sondes skoon was deur U bloed. Here, ons wil kom na U toe net soos ons is. Dis al wat U vra. Doen vir ons wat ons nie self kan doen nie. Skep vir ons 'n nuwe rein hart. Skep 'n nuwe gemoed in ons gees. Dit wees Here dat U in en deur ons sal leef. En dat U die werk wat U begin het, sal aanhou doen, sodat ons meer en meer soos Jesus sal wees. Dankie Here dat U nog meer doen en gee wanneer U Uself aan die kinders bedryf. Nou bid ek Here dat U verheerlik sal word, nie deur dit wat ons uit ons lewe uitleef as gevolg van U teenwoordigheid nie, maar uitsluitlik tot eer van Jesus. Sy kleed, sy teenwoordigheid in my lewe. Maak dit 'n realiteit en maak ons getuienis daadwerklik en autentiek, sodat ander die mooi in ons kan sien en nader aan Jesus getrek word. Ek verheerlik Here. En dan mag die genade van God, die liefde van Jesus en die Heilige Gees, die ons in staat stel om te kan doen wat God van ons vra, met ons wees in Jesus naam. Streams of mercy never ceasing.